Soos enige skoolseun wat al ooit in sy lewe 1 klavierles ontvang het ek na matriek geen keuse gehad as om te gaan musiek studeer en wel met 'n onderwysbeurs nie. Daai jare was 'n onderwysbeurs R1,500 'n jaar. Dit was genoeg vir klasgeld, verblyf, vervoerkos en 'n klerekas, wat in my eerste jaar reeds die verkeer tot stilstand kon bring. Nadat ek begin het om orgel te speel by begrafnisse en verassings, was daar ook genoeg kontant vir die nodige uiteet, alkohol, sigarette en langspeelplate in my almagtige poging om van my magtelikheid te ontsnap. Daai tyd het ek gewoon in 'n woonstel in 'n baie ou gebou met 'n donker voorportaal en 'n ry posbussies agter teen die muur. Eendag, net uit nuuskierigheid, maak ek my posbussie ook oop. Daar is toe 'n briefie in met 'n venstertjie. Dis van die bank. Hulle sê ek het 'n rekening, nou dit het ek geweet. So kon nie verstaan hoekom stuur hulle vir my die briefie nie. Maar dit was 'n groot oomblik. Dit was my eerste pos by my eerste adres. Maand later keer die opsigter my voor en sê ek moet plan maak, niemand het plek om te parkeer nie. Ek storm posbus toe. Vragte en vragte pos speel by die gleufie uit. Dit lê in hoope op die grond. Ek is hysteries. Ek begin dit oopmaak, dis van die bank. Hulle sê ek het nog steeds 'n rekening. Die poskantoor wil weet, soek ek 'n foon, daar's 'n klerewinkel wat wil weet, soek ek 'n kaart, nog van die bank. Die weermag sê ek moet kom sterf op die grens. Daar's 'n maatskappy wat sê dis tyd vir my eerste polis, nog van die bank. Iemand verf mure, iemand vergiftig insekte, nog van die bank. Die munisipaliteit se vullis rooster, iemand se katjie is weg. Die kerk het 'n kermis, daar's 'n politieke vergadering en daar's erwe beskikbaar naby die see. Ek gooi alles weg en sit die hele nag wakker. Hoe weet hulle van my? Waar kry hulle my naam? Kry ander mense ook soveel pos? Hoekom sê niemand ooit iets? Niemand praat ooit oor hulle pos nie. En so begin ek sluip. Ek sluip donkeroggend uit my woonstel uit en sluip in die nag weer terug. Ek trek nog steeds aan asof ek deel is van 'n proef, maak hardloop van boom tot boom, kruip weg in winkels, eet agter plante en kuier agter pilare. Reg bokant my in die woonstel het 'n vrou gewoon wat elke dag verskyn het met 'n truitjie met knopies. En tot vandag weet ek nog nie wat maak met die bankstaande woonstel nie. Knopies spinnekop of 'n knopies trui. Sy het my verder baie laat dink aan 'n sponskoek. Bleek, sag en nog nie versier nie. En haar mond was permanent opgetrek in die tipe glimlag wat 'n verpleegster bære vir 'n baie siek persoon. Eendag keer sy my voor in die voorportaal, ek hou jou dop, sê sy. Ek kan sien jy het geskrik. Ek sien hoe bewe jy by jou posbus, dis ons almal se lot, ons word bekruip. Jy moet plan maak voor hulle jou kry, jy moet verdwyn, jy moet deel word van 'n groep. Ek self sing koor, dis die veiligste. Ek sê, waarvan praat jy nou? Sy staan nog nader en praat nog sagter. Sy sê, in my oom se agterplaas was 'n hond. Hy het daai hond elke dag gevoer met veeartspille en die dierste vleis. Hy het daai hond elke dag geleer, hoe raak jy nog kwaaier en sterker. Toe word daai hond so groot, my oom kon nooit weer by die huis uitgaan nie. Hond het so geskop teen die deure, waar my oom opvreet. Toe een nag terwyl die hond slaap, het my oom probeer ontsnap, maar die hond was te vinnig. By die begrafnis was daar net die 2 skoentjies in die ryker. Ek sê, ek het nie 'n hond nie. Ja, maar dis hoe dit werk, sê sy. Dis die goed wat ons voer, wat ons wil opvreet. Dis ons wat geld gee vir daai spul, dat hulle kan rondlê in 'n parlement. En dan vergeet hulle waar hulle vandaan kom en wat hulle moet doen. Hulle raak mal, want hulle kry te veel aandag. Dis ons wat ons kinders windgat groot maak, dan hulle werk hulle op die 50ste verdieping en kyk neer op ons.
Dis ons wat elke Sondag choopstil sit in die kerk, sonder om terug te praat of vrae te vra. Op die ou en kniel ons voor geleerdheid 'n komitee se vergeet van die Here. Dis ons wat sê, bou vir ons nog winkeltjies. Nou bou ons planeet toe met monsteragtige sentrums, wat so groot is, jy bly verdwaal, jy voel so nietig, jy hou net aankoop, want jy wil ook belangrik wees. Dis ons wat elke dag ure voor die televisie sit, en daai berge bog insluk wat hulle praat. Ons maak hulle ryk en beroemd, en ons wil soos hulle aantrek, hulle lag vir ons. Dis die goed wat ons groot maak, wat ons begryp. Ek sê nou, hoekom sing jy koor? Sy sê, niemand weet regtig nie, maar 'n koor word uitgelos. Die bose magte van die wêreld sê nooit, ek wil die aarde regeer, kry vir my 'n koor nie. Daar sit nooit 'n spietkop langs die pad en sê, hier kom 'n koor, kom ons trek hulle af nie. Geen politieke party sê ooit, volgende verkiesing werf ons 'n koor nie. Die regering sê nooit, as ons klaas met daai terroriste, vat ons bietjie die kore vas nie. Dis al wat jy kan doen, jy sing tot gemens weet waar jy is nie. Ons oefen 2 keer 'n week en jy's welkom, jy kan kom met jou kleertjies, ons gee vir jou 'n toga. Nou kyk, op aarde is daar net 2 soorte kore. Die een is onsigbaar. Hy sing in rolprente en kathedrale vanaf 'n balkon met hemelse stemme, woorde wat geen mens verstaan nie en melodieë wat jou siel genees. Die ander koor kan jy sien. Hy staan in rye voor in 'n kerk of in 'n saal en word gehipnotiseer deur 'n persoon met arms. Almal rol hulle oë gelyk of trek hulle monde gelyk, soos voeltjies wat sien hulle mamma's op pad met 'n wurm. Of vissies in 'n bak wat sien jy het gaste. Ek self was op hoërskool in 'n koor. En vir 'n persoon wat sopas puberteit voltooi het en meer hormone as spoeg in sy mond het, is dit hel om vasgevang te staan, vuurwarm in rye tussen medetydbomme en te konsentreer op die woorde van o boereplaas terwyl jy eintlik jou maatjie wil gryp en hy vloer se planke uit sy fondamente uitlos ploeg. Na 'n kompetisie, hulle vir ons geryne bus het ons testosteroon so laat skit het dat stoom by ons moue uitgekom. Ek moes altyd sit langs Wilkie Burger met sy fietsrybenkies en 'n grappie probeer maak. Terwyl ek sien hoe staar hy vir Joy Geier soos 'n minder bevoorregte kyk na die laaste eclair in 'n bakkery se venster. Sondag moes ek in die kerk sit en kyk hoe die dorp se eensames met stemme uit die hel nog 'n bekende en 'n beminde lied met oorgawe vermoor. En daai tyd het almal hoedens opgehad. En 'n persoon wat sing met 'n hoed op lyk mos vir my soos wanneer jy 'n stolslaai probeer omkeer uit 'n bak wat nie gespuit is nie. En alhoewel ek 100% verstaan, 'n koor bied veiligheid en uitkoms, kom ek weer naby een nie. Dis nou 20 jaar later, ek kry meer pos as ooit, daar's meer bog op televisie as ooit en ek word bekruip elke dag en ek weet nie wat om aan te doen nie. Maar ek het nou amper genoeg gehad.